Ons kom baie naby aan die einde van ons Romeine reeks en ek moet nou vir julle sê vandag in Romeine 15 is dit een van daai woorde wat ek eerstens met myself definitief praat. So as hierdie van toepassing is net op my, dan is dit ook nou maar so, maar glo nie dis die geval nie. So net so vinnige terugbliks weer, ons het laasweek in Romeine 14 een van die groot dinge wat ons geleer het is dat hierdie moet 'n plek van genade wees. Die kerk, die bymekaarkomste, hierdie moet gaan oor liefde. Ons moet weet wat is kernwaarhede en wat is persoonlike voorkeure en tradisies. En persoonlike voorkeure en tradisies is dra nooit meer waarde as wat die skrif dra nie. En dan moet ons onthou, niemand van ons leef meer vir onsself nie. As ons nou leef ons vir die Here. As ons sterf ons vir die Here. Want die Christen behoort volkome aan Jesus Christus. En dan die eina enetjie is eintlik 'n ware kind van God. Vra nie maar wat mag ek doen nie, maar eintlik wat verheerlik Christus. Dis waar ons gesê het, ons moenie daai lyn probeer sny so naby as moontlik aan wat verkeerd is nie. Nou vandag gaan ons bietjie kyk wat is die praktiese gevolg van die evangelie wat Paulus reg deur Romeine geleer het. So hoe kan dit wat ons tot op Here geleer het prakties toegepas word? Die probleem waarmee ons wel sit is, ons lewe in 'n era en in 'n tydperk en in 'n wêreld waar meeste van dit wat om ons gebeur is gefokus op die eie ek. Dit gaan alles oor myself. Ek moet gelukkig wees, ek moet bevredig wees, dit is wat my behoeftes is, my regte, my voorkeure, my gemak, en dit is wat ons geleer word. Dit gaan altyd eerste oor die eie ek. Dit gaan eers oor jouself. En die probleem is, dit het al in kerke in ook gesluit. Waar predikante soms vir mense sal leer is, jy moet jou beste lewe nou lewe. Dit gaan alles oor jou. Dit gaan oor hoe jy gemaklik kan wees, hoe jy lekker kan wees, en hoe jy die woord kan vat en die woord by jou laat aanpas. En die probleem waarmee ons sit is, ons kom op 'n punt waar ons by kerke sal kom en dan sal ons begin vra, soos, wat kry ek uit die kerk uit? Of pas hierdie gemeente aan by my behoeftes? Of hou ek van die musiekstyl? Is die musiek wat hulle sing vir my gepas? En eintlik as ons hier by mekaar kom, gaan dit nie oor die eie ek nie. Hierdie gaan oor God. Die musiek wat ons sing ons vir die Here. Ek sing dit nie vir myself nie. Nou vandag gaan ons bietjie kyk hoe Paulus in Romeine 15 die fokus wegvat van die eie ek af. En hy sê die fokus moet eintlik wees op die Christelike lewe. Nie oor selfbevrediging nie. So die tipe goed waarna ons gaan moet kyk, is hoe kan ons ander opbou? Wat kan dit wat ons doen tot eer van die Here wees en tot die uitbreiding van sy evangelie? Ek het net in die week vir iemand hierso gesê, ek het 'n absolute begeerte om disippels te maak. Ek wil mense leer wat die skrif sê, ek wil mense die tools gee, sodat hulle die evangelie kan gaan verkondig en mense gaan bereik. Want op die einde van die dag, het help nie ons sit hier so, ons hou dit vir onsself nie. Hierdie goeie nuus moet uitgaan. En dit is my hartsbegeerte, en Romeine 15 gaan dit so bietjie vir ons wys vandag. So ons gaan begin by Romeine 15 vers 1 tot 7, vir dies wat so lank soontoe wil gaan. En dit sê vir ons, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eengesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtelik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ook ons aangeneem het, tot die heerlikheid van God. Nou hierso die eerste ding wat Paulus uitwys is, hy sê, julle wat al sterker in julle geloof is, het 'n verantwoordelikheid teenoor dies wat nog nie daar is nie. Jy wat sterk in jou geloof is, moenie jou eie begeertes wil bevredig nie, maar jy moet omsien na die boeties en sissies wat om jou is, die mense wat die Here in jou hande gesit het.
Nou die mooi ding hierso is ook, hy wys uit dat Jesus Christus was vir ons die perfekte voorbeeld gewees. Hy skryf hierso, hy sê, dit is die voorbeeld wat ons moet nastreef. En dan verwys hy hierso wat vroeër geskryf is in die Ou Testament, en dan sê hy eintlik die Ou Testament is neergeskryf vir ons ook vandag. Want as ons in die Ou Testament gaan kyk, is dit wat daar geskryf is nog steeds van toepassing. Baie van die lesse wat daar geleer is, kan ons vandag nog gebruik. Ons moet dit net reg gebruik. En dan sê hy ten slotte, word beide die sterkes en die swakkes vermaan om mekaar te aanvaar. Want hulle is deur Christus aanvaar, of was hulle sondaars gewees. Die probleem wat ons het, ons kyk na die swakkes om ons soveel te doen. En dan dink ons, jy is nog nie waar ek is nie. In steede daarvan om my persoon op te bou, op te tel, sal ons eerder daai persoon vertrap. Ons sal eerder daai persoon bespreek en vir die res vertel van, het jy nou alweer gesien wat het daai een gedoen. Eintlik moet ons na daai mense toe gaan wat nog nie daar is nie en sê, hoor hierso, hoe kan ek jou help? Paulus maak dit eintlik so duidelik. Hy sê, as jy sterker in jou geloof is, het jy nie 'n ander keuse nie. Hou op neerkyk, hou op verwerp, hou op veroordeel, hou op wegdraai. En dra mekaar eerder. Ons moet mekaar stig en mekaar optel. En ek wil vir julle vandag regtig hier 'n eerlike vraag vra. Hoe gereeld sal jou eerste reaksie wees om 'n boetie of 'n sussie wat nog nie sterk in sy geloof is nie te stig, in steede van hom af te breek? Ek kan nie daai vraag beantwoord nie, maar ons almal trap in daai struik party daar. As jy nie 'n goeie dag gehad het nie, is dit baie maklik om jou woede en frustrasie uit te haal op 'n boetie en 'n sussie wat nog nie geestelik is waar jy is nie, in steede daarvan om daai persoon te bemoedig. Die fout wat ons maak is, ons vertrap hierdie mense so. Ons doen die teenstryd van wat die Bybel ons leer. En dan wonder ons hoekom mense uit die kerke uitgaan en gly in Christene val. Ongelukkig is dit nie net die pastoor se werk nie, dis almal wat hier sit se werk. Ons doen partymal meer skade aan mense en hulle verhouding met God as om hulle nader aan die Here te kry. En die woord van God sê vir ons, julle mag dit nie doen nie. God verwag dat ons liefde aan mekaar betoon. En die ene wat vir my nogal uitstaan is geduld, lydsaamheid. Ons sal so vinnig ongeduldig raak as iemand nie dadelik op die vlak is nie. As ek jou nou van die Here vertel het, wil ek dadelik hê jy moet jou hele ou lewe af lê. Maar dit het jou dalk 'n paar jaar gevat om daar uit te kom. Ons moet geduld begin toepas en besef dat boeties en sissies vat partymal 'n bietjie langer om te kom tot waar jy is. Hulle het nog 'n pad om te stap, hulle het nog lesse om te leer. In steede daarvan om hulle te vertrap, help hulle om daai lesse te leer. Help hulle om deur die stryd te kom, want ons almal wat die Here al 'n wyle dien sal weet. Dis bo en partymal is dit onder. Jy's partymal op die piek van die berg en jy's partymal in die dal. As jy daar in die dal is, het ons boeties en sissies nodig om ons uit daai dal uit te help. Om ons te bemoedig, om ons te dra, maar dan kyk ons na hulle en ons sal eerder die foute uitwys wat hulle maak, in steede daarvan om partymal maar verby die foute te kyk. As ons na Jesus gaan kyk self, hy het gekom om te dien, hy het gekom om te lei, hy het gekom om te red. Hy het die kruis gedra vir die ander. Hoeveel keer is ons bereid om my kruis te dra vir ander? My lewe is te besig. Ek het my eie probleme, is dit nie wat ons sê nie? Ek het nou genoeg van hierdie issues gehoor, ek het my eie issues om uit te sorteer en eintlik sê Jesus Christus vir jou, hey, jy kan partymal jou issues een kant toe skuif. Help 'n boetie of 'n sussie wat in die nood is. Die evangelie leer ons, minder van onsself, meer van Christus, en dit sal dan outomaties vir ons meer liefde vir mekaar gee. In die skrif sê dit vir ons moet mekaar hierdie boek gebruik, om mekaar te onderrig, mekaar reg te help en mekaar te bemoedig. Nie om mekaar te verniel en jou sienswyse af te forceer nie. En ons almal is lief om dit te doen. Dis hoe ek groot geword het, dis hoe ek glo. Ek wil hê jy moet presies glo soos wat ek glo. Nie almal lees noodwendig die skrif soos wat jy die skrif lees nie. Nie almal het dieselfde groot geword wat jy groot geword nie. Julle denominasies het 'n groot invloed in mense se lewens. As jy NG of Hervormd groot geword het teen AGS of Pinkster, is baie van jou sienswyses nie dieselfde nie. Maar ons kan soms deur ons opinies mense so vertrap, want dis hoe ek groot geword het, en dan is dit nie eens wat die skrif van God sê nie. Teksverse wat ons uit konteks uitvat, maak werklike skade aan mense.
Ons het by die bid hier nou so hele ding deurgegaan, hoe om die Bybel te interpreteer en te verstaan. En ek het elke week amper 'n voorbeeld gebruik van teksverse. Wat ons uit konteks uitvat, dan klink dit soms so onskuldig, maar as jy die werklikheid gaan sien, kan dit groot skade veroorsaak. So dis belangrik dat ons die woord self verstaan, voordat ons hierdie woord wil vat om ander mense oor die kop mee te slaan. En dan wys Paulus hier vir ons, julle, ons moet eengesind wees, mekaar aanvaar, en saam moet ons God verheerlik. En hoekom moet ons dit doen? Want Christus het dit vir ons gedoen. Daai selfde liefde en genade wat Christus aan ons betoon het, kan ons en ons boeties en ons sissies ook betoon. Dit gaan beteken om partymal verby tekortkominge te kyk. Dit gaan beteken om partymal maar jou opinie vir jouself te hou. Nie almal hoef jou opinie te hoor nie, want jou opinie is ook nie altyd die regte opinie nie. Romeine 15 vers 8 sluit aan by dit. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig. En dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik soos geskrywe is. Daarom sal ek U loof onder die nasies en tot eer van U naam psalms sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies saam met sy volk, en ook loof die Here alle nasies en prys hom alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaai sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal al die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Nou hierso wys dit vir ons, as hulle praat van die besnedenis, sou dit die Joodse volk gewees het, dies wat op daai stadium uit Abraham uitgekom het. En dit sê, dit was die vervulling van God se reddingsbeloftes aan die Jode, word die Here se waarheid en getrouheid aan sy woord bewys. En dan haal hy 'n stukkie hierso uit 2 Samuel uit, wat hy vir ons wys, dat God se plan het eintlik ons as heidene van die begin af ingesluit. Dis kosbaar, want ek het al gehoor hoe predikante sal sê, of nie predikant, ek het al 'n predikant gehoor, wat gesê het, God was die grootste verloorder in die Bybel gewees, en sy plan het nie uitgewerk nie. Dis absoluut 'n twaalf. Dit was God se plan van die begin af. In 2 Samuel sê hy dit vir ons. Dit is hierso een van die teksverse wat Paulus aanhaal. Hy haal inteendeel 2 Samuel aan, Psalm, Deuteronomium, Jesaja, maar in 2 Samuel 22 vers 50 sê dit vir ons, daarom wil ek U loof, o Here, onder die nasies, en tot eer van U naam wil ek psalms sing. So hierso as hy sê nasies, hy het nie gesê nasie, een nasie nie, onder die nasies. So God se plan het van die begin af gesê, ek gaan julle almal insluit, ek gaan my genade aan julle almal betoon, maar daar gaan 'n prys betaal moet word vir dit om te gebeur. En so gebeur dit toe dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir ons, dat die hele heilsgeskiedenis tot vervulling kan kom. En ons moet vandag nog baie dankbaar wees vir dit. So die Romeinse brief het beklemtoon die insluiting van die heidene in God se reddingsplan. So as iemand ooit julle laat verstaan, God se plan het nie uitgewerk soos wat hy gedink het dit gaan uitwerk nie, gaan wys vir hulle, in die Ou Testament is dit al opgeskryf, dat al die nasies gaan eendag deur God aanvaar word. So dit is nie iets wat gebeur het en dit is omkant gevang nie. Die Here het gebeur, dit gaan gebeur, want hy weet alles. Hy ken alles. En dan vir my 'n mooi gedeelte wat hy sê is, vreugde en vrede kom deur die vertroue in God. Maar sulke vertroue is uiteindelik die gawe van God. Ek het dit al so baie gesê, dis maklik om op die Here te vertrou as jou senuwees dit kan hou. Ons het net in die week inteendeel 'n baie mooi getuienis gehoor oor om op die Here te vertrou. Dis nie altyd so maklik nie, maar ek beloof julle, dit is moontlik. Nou Jesus het gekom en hy het God se verbond met Israel te bevestig, maar dan het daai verbond bietjie verder gegaan. En dit het ons almal ingesluit. So ons word ingesluit in God se plan. En hierso sal julle sien, dit is hoekom die Ou Testament vir ons nog steeds van toepassing is vandag. Want ons kan uit die Ou Testament uit leer dat God se plan vir ons was nog altyd daar gewees. Die probleem is, ons moet besef dat ook mense waarvan ons nie noodwendig hou nie, by God se plan ingesluit is. Daar is dalk nog boeties en sissies wat tot bekering moet kom. Ons voel partymal, daar is nie redding vir almal nie. Ons wil partymal deurkyk op ander nasies veral.
as hulle jou irriteer, as hulle nie dinge doen soos wat ons dit doen nie, as hulle nie glo soos wat ons wil glo nie, as hulle so 'n bietjie onder ons vel inklim, dan wil ons amper hierdie idee skep dat daai is definitief nie deur God gemaak nie. Daai ras is nie God se ras nie. Dis absolute twak, want hier sê dit vir ons alle nasies. Alle nasies staan gelyk voor God. So al is daar sekere mense wat dalk onder jou vel inkruip, ons is nie in die posisie om te besluit wie gaan eendag gered word en wie gaan nie. Daai besluit berus by God. Ons moet aanhou bid vir ons vyande. Ons moet aanhou bid vir die mense wat onder ons vel inklim. Ons moet aanhou bid en hoop hulle kan eendag by die Here uitkom. Ons moet hulle nie vervloek en hoop hulle eindig eendag in die hel op nie. Vers 13 sê dit so mooi. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ons moet die evangelie gaan verkondig. Ons moet vir mense gaan vertel wie is die God wat ons dien. En weet julle, dan met hierdie geloof bring dit vir ons vrede, dit bring vir ons blydskap en die blydskap versterk ons hoop. En dit kan slegs gebeur deur die krag van die Heilige Gees. As jy tot bekering kom, moet jy gevul word deur die Heilige Gees en weet julle, jou persepsie oor die wêreld gaan moet verander. Want ons word geleer, ware hoop kom eintlik uit jou omstandighede uit. As jy op die regte plek is, dan kan jy gelukkig wees. Ek beloof jy gaan op die regte plek kom en nog steeds nie gelukkig wees nie. Of hulle leer vir jou ware blydskap kom uit jou besittings uit. Hoe meer jy bymekaar maak, hoe gelukkiger gaan jy wees. En hoeveel keer leer ons dit nie vir onsself nie? As ek daai kar het, sal ek gelukkig wees. As ek daai huis het, sal ek gelukkig wees. Ware blydskap kom van God af. Vrede. Ons leer onsself hoeveel keer dat 'n bankrekening vol geld, dit gaan vir my vrede gee. As dit die geval was, het elke multimiljonêr in absolute vrede gelewe. 'n Bankrekening vol geld gaan nie vir jou vrede gee nie. Dit kom slegs van God af. As jy vrede en blydskap en hoop wil hê, kom dit van God af. Gaan nie oor wat ons het en bymekaar maak nie. Ons lewe in 'n wêreld, julle en ons kan dit sien, vol verdeeldheid, rassespanning, haat en twis tussen mense. En dan sê dit vir ons, hierdie kosbare evangelie bring ons eintlik bymekaar. Ons is een liggaam, ons dien een Here, ons het een geloof en ons het een hoop. Ons moet leer om een gesins te begin word onder mekaar. En julle, my gesin sal ook getuig van dit. Ek sukkel soms om hierdie toe te pas. Net gister was 'n baie goeie voorbeeld. Ons ry rugby toe en my swaar se oudste kind ry saam met my dat ek op 'n tyd moes om verskoning vra. Hoe mense voor my ry. En ek raak geïrriteerd en ek het klaar, nou gaan ek vir julle, kom ek verduidelik vir julle hoekom. Ek het die reg gehad om dit te doen, maar my dag het nie lekker begin nie. Ek het 'n wille dag gehad, my dag het verkeerd begin, ek het my bakkie gediens, my vingers stikkend gesny, die ding wat ek in mekaar gesit het om die olie op te vang het, gevlop, toe loop al so 4,5 liter se gebruikte olie op die plaveisel uit. My vingers was stikkend gesny gewees. Die een hakie wat ek aansit het gebreek. Ek het koud gekry, ek was geïrriteerd gewees, so ek het die reg gehad om so op te tree. Ek meen, dis mos hoe dit werk. En weet julle, ek sit gister en ek besef op 'n tyd, ek stop by my swaar se huis om sy kind weer af te laai en ek voel eintlik so sleg want sy kyk na my as die pastoor en die pastoor mag ons nie vloek nie. En op 'n tyd daar sy. Op 'n tyd is ek so geïrriteerd want alles raak my net te veel en daar glip 'n ding uit en ek dink, ag, duiwel. Dis nie die duiwel se skuld nie. Ek het daai woord gesê. Hy het nie daai woord gesê nie. Ek het gekies om geïrriteerd te wees en ek by sy huis stop en sê ek van, weet jy, eintlik ek kla op 'n tyd by Simon uit. Ek sê vir hom, ek het net genoeg geld hê dat iemand anders in hierdie kar hoef te dien sien, dan hoef ek dit nie self te doen nie. Dan kan ek kos op iemand anders se tafel sit, probeer ek dit regverdig. En ek sê vir hom, weet jy, pleks dan kyk ek daarna en ek besef, Here, dankie dat ek 'n voertuig het om te kan wees. Dankie dat ek die vermoë het om dit te kan doen. Daar's mense wat dit wil doen, wat dit nie kan doen nie. So in steede daarvan dat ek kyk na die positief, kies ek om te kyk na die slegte. Ek gedra myself soos 'n barbaar en dan wil ek dit regverdig en dan wil ek vir jou sê, die liefde van die Here straal uit my uit. Twak. Dankie. Ons almal staan skuldig aan dit. Dis nie net ek nie, dankie tog.
Ek het nou nogal hier so skuldig begin voel, want julle ja en amen so klip hard is, asof dit net julle pastoor is. Maar eintlik sê die Here vir ons, begin kyk na die mooi. Begin kyk na die positief, maar so ook, begin kyk na die mooi en die positief onder mekaar. Wat is mooi van jou boeties en jou sissies? Kan ons opreg vir mekaar begin bid? Kan ons bid dat die Here se seën oor almal uitgestort sal word en nie net oor die selektiewe mensies van wie ons hou nie? Christene moet mekaar aanvaar, soos Christus ons aanvaar het. Dit is eintlik 'n ding wat die skrif ons op swart en wit sit, kan ons mekaar begin lief hê. Nou in vers 14 tot 21, apostelskap en planne hierso van Paulus. En hierso gaan ons 'n paar waarhede vandag nou lees, wat ek julle beloof van toepassing is op ons almal. In vers 14 sê dit, maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat is ook om mekaar te vermaan. Tog het ek ten dele taamlik gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner kragtens die genade wat my deur God gegee is, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. En dan, ek het dan rede om te roem in Christus Jesus en die dinge aangaande God, want ek sal nie waag om iets te sê van die dinge van Christus nie deur my gewerk het nie, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelie verkondig van Christus volbring het in Jerusalem af en rondom tot in Illyricum. Maar so, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie, om nie op die fundament van ander te bou nie, maar soos geskrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal dit sien, en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan. So Paulus sê hierso, sy bediening, gaan nie daaroor dat hy op ander mense se fondasie wil gaan bou nie, hy wil 'n nuwe fondasie bou. Een van die opdragte wat Jesus Christus vir ons gegee het, dit was 'n opdrag geweest. Gaan uit en gaan verkondig die evangelie, gaan leer alle nasies van my, en Paulus sê, dis wat hy wil doen, maar hy vra vir die Romeinse kerk, so kan ek dalk net by julle 'n tydelike vesting kom opsit, want van daar af het ek planne. Ek wil uitgaan Spanje toe, want hierso waar ek nou klaar die evangelie verkondig het ons genoeg gemeentes geplan, so Paulus het planne, hy wil verder gaan, hy sê, ek wil daar na julle toe kom, ek vertrou julle, ek hoor goeie goeders van julle kerk, julle het die kennis, julle vermaan mekaar, tik mekaar so nou en dan oor die vingers as dinge nie goed gaan nie, julle gee mekaar goeie raad, so ek voel, julle kerk is fyn, maar ek wil net so 'n rukkie by julle kom kuier, dan kan ek van daar af my basis bou, maar ek gaan eers gou omgaan Jerusalem toe, hulle het geld by mekaar gemaak vir die armer kerke daar, en hy sê, dan gaan ek daai geld vir hulle vat, en dan kom ek na julle toe. Maar dan sê Paulus ook hier, so hy roem nie, op sy eie werke nie, al hoekom hy roem is, omdat Jesus Christus die eer moet kry vir wat hy doen. Jesus Christus is die kern van sy bediening. Hy probeer nie vir mense sê nie, luister hoe belangrik is dit, hoeveel predikante sal vir mense sê, ek het 3000 mense na die Here toe gelei. Jesus Christus het 3000 mense na die Here toe gelei. Dis nie jy nie. En Paulus sê, dit is dit, ek roem nie op myself nie. Ek roem op Jesus Christus wat deur my werk, ek soek nie die eer vir dit nie. En op hierdie punt sê hy, alles gaan oor Jesus Christus, en dan praat hy van deur wonders en deur dade. Nou moet ons besef, hulle was nie so bevoorreg gewees soos ons vandag om 'n geskrewe woord te hê soos hierdie. Ons vat hierdie geskrewe woord partymal so ligtelik op, want elke wonder en daad is hierin opgeskryf. Maar Paulus sê, hy het dit nodig gehad om vir die mense te wys, want hoe kan ek jou oortuig, ek dien die lewende God, as ek nie vir jou kan wys, ek dien die lewende God nie. En dan is ons so bevoorreg vandag om al hierdie dinge opgeskryf te hê, dan lê hierdie boeke partymal en stof op gaar in 'n kas. Nou sê hy, deur die krag van God, het hy die evangelie verkondig, hy het die tekens gehad, die mense het geweet wie hy is, en hy het sy werk voltooi waar hy is, want almal in daai area is nou kerke gekry om van die Here te hoor. Hy gaan nou bietjie verder uitgaan. En sy doel is nou om die evangelie in ander gebiede te gaan verkondig. Daar wil hulle nog nie weet van die Here nie. Dis nogal 'n baie moeilike roeping om te hê. Maar ons moet hier besef dat Paulus roem nooit op homself.
Jy sal nie een keer kry waar Paulus die eer vir homself wil vat nie. Hy wil nie hê die mense moet dink, hy is so oulik nie, hy sê, dis God wat ek dien. Dis die Here wat deur my werk en hy moet die eer hierso kry. Dit gaan nie oor hom nie, selfde wat ons vandag moet dien. As jy goed doen vir iemand, moet die eer jou nie toekom nie. Die eer moet God toekom en julle, ek sien dit hoe gereeld. Waar mense uithelp en dan doen hulle dit so. Julle het al die foto gesien, ek gee vir jou R10 in die wêreld moet dit sien. Dis vir my lekker. Ek kyk self hierdie video's. Dis vir my lekker om te sien hoe mense gehelp word, maar toe ek op my armste was, waar ek 'n sak meel moes vat om pap te eet vir 2 weke, sou ek nie mal daaroor gewees het as die pastoor dit met 'n kamera in sy hand gedoen het, om dit vir die wêreld te wys. As jy iemand uithelp, help jy iemand uit deur Christus wat in jou werk, want niks goeds kom uit jouself uit nie, alle goedheid kom van die Here af. So ook kom die roem jou nie toe nie. As jy iemand help jy hulle sonder dat iemand dit hoef te weet, want God is die een wat verheerlik moet word, nie die persoon nie. Die linkerhand en die regterhand moenie weet wat hulle doen nie. Dis die Heilige Gees van God binne in jou. En nou gaan ek vir julle 'n dingetjie bysit wat ek hier geskryf het. Pastore moet ook nie aanbid word nie. Pastore moet ook nie die glorie kry nie, want soveel pastore sit hulle self so graag op daai, ek weet nie as die mooi woord vir pedestal nie. Aanbid my, kyk na my, ek is hierdie godsman. Dan sê die Here eintlik, Roan, jy is hier om die mense te dien. Geen mens is gemaak om aanbid te word nie. Definitief nie pastore nie. Ons is geroep om te evangeliseer, verlorenes te bereik en uit te reik. Almal van ons. Ons moet dienaars wees van God. Die laaste gedeelte bring dit vir ons mooi by mekaar, vers 22. Daarom is ek ook elke keer verhinder om na julle te kom. Maar nou het ek geen plek meer het in hierdie streke nie en al baie jare die begeerte het om julle toe te kom. Sal ek na julle kom wanneer ek na Spanje reis, want ek hoop om julle om my deurreis te sien en deur julle daarheen voortgehelp te word as ek eers 'n tyd lank van julle geniet het. Maar nou reis ek na Jerusalem in diens van die heiliges. Want Macedonië en Asia, jy het vir goed gevind om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Hulle het dit goed gevind, sê ek, en hulle is ook hul skuldenaars, want as die heidene deel gekry het aan hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoffelike goedere te dien. As ek dit volbring het en vir hulle hierdie vrug veilig oorgebring het, sal ek by julle langs die pad na Spanje afreis. En ek weet dat as ek na julle kom, ek met die volle seën van die evangelie van Christus sal kom. Maar ek vermaan julle broeders by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees om saam met my in die gebede te stry vir my by God. Dat ek verlos mag word van die ongehoorsame mense in Judea en dat my diensbetoning aan Jerusalem aanneemlik mag wees vir die heiliges, sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkoop. En die God van vrede sy met julle almal, amen. So hierso sê Paulus vir hulle, hoor hierso julle, ek het my planne. Nou hoor gou mooi werk sy planne uit. Hy gaan Rome toe kom. Hy gaan gou Jerusalem toe die geld vat. Hy hoop Jerusalem aanvaar hom, maar hy's op pad Rome toe. Hy het al sy plannetjies uitgelê want hy het nou gedoen wat hy moes doen. En Rome is 'n goeie strategiese plek. Interessant genoeg, nie in een plek in die Nuwe Testament word aangeteken dat hy teendeel in Spanje uitgekom het. Hy het wel in Rome aangekom. Maar kom ek vertel julle gou hoe kom hy in Rome aan. Eerstens gaan hy om Jerusalem toe en hy sê vir die mense, die vreugde van die heidene beteken, hulle besef, hulle moet die Joodse Christene help, want as dit nie was vir die bond wat God met die Jode gehad het, het ons nooit in dit gedeel nie. So hy sê, ons moet hulle bietjie finansiële help. Ons heidense Christene, kom ons help hierdie mense, want hulle sukkel. So hy kry die geld by mekaar en hy is op pad. En hy 2 versoeke wat hy hierso bid. Hy sê nommer 1 dat hulle hom sal aanvaar, dat hy veilig sal wees en dan wil hy in Rome aan wil kom. Dat ons mekaar bietjie kan verkoop. Op pad soontoe, wat gebeur met Paulus? Hy word gevange geneem. Hulle vat hom. Nou, toe hy gevange geneem is, toe wil die Jode daai kant hom doodmaak. Nou hy 2 gebede gehad wat hy gebid het. Hy het gesê asseblief bid saam met my dat hulle my sal aanvaar
en dat ek by julle kan uitkom. En so gebeur dit. Sy 2 gebede word inteendeel beantwoord. Want hy is verlos van die ongelowiges, want hulle het hom nie doodgemaak nie. Die tweede ding is, sy offergawe is aanvaar in Jerusalem, en hy het in Rome uitgekom. Nou dit lyk partymal vir ons, of God nie ons gebede verhoor nie. Dit lyk partymal of die Here nie vir ons gee wat ons soek nie, en hiersom met Paulus, het die Here presies vir hom gegee wat hy wou gehad het, net nie op die manier wat hy dit gesoek het nie. Ek het hierdie storie al vertel tot vervelings toe, ek en my vrou, 2 weke sonder krag, in 'n donker huis, elke keer gaan my skoonma op vakansie, ons kan warm bad vat, ons kan kos maak, die kinders kan televisie kyk. Dit wat ons nodig gehad het, het die Here vir ons voorsien, op sy manier, nie hoe ons dit gesoek het nie. So ek en sy was te blind om dit raak te sien op daai oomblik, maar God was besig om te voorsien, presies hier met Paulus. Nou hoor ons hier een keer dat Paulus skryf, o Here, maar hoe het U my verlaat, hoe het ek so daar uitgekom nie? Hy het daar uitgekom, en hy het nog gelewe. So hy skryf nie in Romeine 16, julle gaan volgende week sien, hy gaan nie ewe skielik skryf en sê, o die Here het my nou verlaat, want dinge het nie uitgewerk soos wat ek wou gehad het, met uitwerk nie. Nou ons kan een ding uit hierdie storie van Paulus uitleer, en dit is dat God se plan is nooit ons plan nie, maar sy plan is altyd perfek. Al bid ons vir iets, ons kan nie God voorskryf nie, julle en ek hoor dit gereeld, hoe ons God probeer sê wat hy sal doen, hoe hy dit moet doen. God se plan is perfek, want hy weet van beter. Al kry ons nie die uitkoms soos wat ons die uitkoms wou gehad het nie, al kom ons nie op die punt uit hoe ons op die punt wou uitkom nie, as ons al uitkom, is dit hoe God het bestem het. Waar jy jouself bevind vandag, is waar God bepaal dat jy vandag gaan wees. Dit gaan partymal wees omdat jy dom besluite geneem het. Dit gaan partymal wees omdat jy ongehoorsaam was aan God, dat jy opeindig tot waar jy is, maar dit gaan nie God verbaas dat jy opeindig waar jy is nie. Hy het geweet dis waartoe jy gaan. Hy het geweet jy gaan dalk nie vir hom luister nie. Maar hierso is Paulus. Paulus wou in Rome instap as 'n predikant. Maar hy stap in as 'n gevangene, maar hy's daar. So nog steeds het God eintlik sy gebed verhoor. Dit was net nie hoe hy dit sou gehad het nie, want ek is seker daarvan. Paulus sou verkies het om as 'n predikant in te stap en nie as 'n gevangene. Nou dit lyk dalk uit 'n menslike perspektief uit of God gefaal het. Maar as jy na die groter prentjie kyk en sien jy dit was alles deel van God se plan gewees. Al voel dit of ons lewens uitmekaar uitval, is God nog steeds in beheer. Ek wil by julle pleit vandag, vertrou God soos wat jy hom op die piek vertrou as jy in die dal ook sit. Die lewe stap met ons almal op pad. Hier's geen persoon wat hier vir my kan sê, jy het nie al bietjie skade opgedoen nie. Partymal gaan deure vir jou sluit. Planne gaan verander. En hoor hierso, julle gaan soms teleurgesteld wees ook. Ek was al teleurgesteld gewees in die Here, dan dink ek, God, maar hoekom? Hoekom moet dit so gebeur? Hoekom moet dit wees dat ek op die platste plat kan wees, dat ek ooit kan wees, en dan maak iemand nog 'n deur oop en ek gaan af. Ek loop deur daai tonnel, ek sien nie die lig nie, en dan kom daai lig en dink ek, Here, dankie, dan is dit 'n trein. En ek is weer 10 tree terug. En ek bevraagteken God, en God sê vir my, Roan, ek bly nog steeds in beheer. Dis vir my kosbaar. Dat deur hierdie hele ding is Paulus se fokus, ons moet mekaar onderrig, mekaar ondersteun, maar kom ons bid ook vir mekaar. Ek het al by die bid hier gesien, as die Here gesê, as die Here iemand op jou hart lê, bid vir daai persoon. Jy hoef nie te weet waaroor nie, maar bid opreg vir daai persoon. Ons almal wat hier sit het gebed nodig. Ek ook. Ons moet vir mekaar begin bid. Nou om hierdie ding by mekaar te bring. Ons het vandag gesien, ons moet teenoor mekaar begin lewe met liefde. Ons moet teenoor mekaar begin lewe met Christus as die voorbeeld. Hierdie evangelie moet ons verenig. Dit moet ons nie verdeel nie. Dis hartseer as ek kyk hoeveel kerke staan teen mekaar, maar dan is ons kwansies besig om dieselfde God te dien. Hoeveel kerke met mekaar beklei, maar ons dien dieselfde God. Dit maak nie vir my sin nie. Want as ons dieselfde God dien, moet ons plan wees dat ons een kan word in eenheid voor God. Nie mekaar met klippe en modder gooi omdat ons nie saamstem met alles wat ons doen nie. Ons moenie meer vir onsself leef nie, maar ons moet vir mekaar begin leef. Geestelike volwassenheid word nie gemeet aan Bybelkennis nie. Word gemeet aan liefde. Jy kan hierdie boek van voor tot agter ken uit jou kop uit. As jy die liefde van God nie in jou hart ronddra nie, beteken dit vir jou niks.
dan is hierdie letters op 'n bladsy. Dis nie 'n leefwyse nie. Vra julleself vandag af. Ek het vir julle 3 vrae. Dra julle werklik mekaar se laste? Is ons werklik geduldig met die wat swakker in geloof is? En bou ons mense op of breek ons hulle eerder af? Ek het reg in die begin gesê, hierdie samekoms moet 'n plek van genade wees. God se wil gebeur. Deur moeilike paaie, ons moet net volhard in gebed. God sal partymal teleurstellings gebruik vir sy doel. Ons het in Romeine 8 vers 28 al gelees. Alles sal ten goeie meewerk. God kan die maniere en metodes gebruik wat hy wil. Maar is nooit buite sy beheer nie. Dit vang hom nooit onverwags nie. So as jy vandag dalk bietjie moedeloos voel, of jy het nie hoop nie, of jy sien nie 'n uitkoms nie, onthou wat God vir ons gesê het. Hy sal jou vul met vrede, met blydskap en nuwe hoop. Die hoop is nie in die omstandighede nie. Jou hoop is in Christus. Ons lewe nie vir onsself nie. Ons lewe nou vir God. As ons sê ons lewe vir God, sal ons berus dat sy plan perfek is, want hy is perfek. Sy uitkoms gaan perfek wees, want hy is perfek. Ek het vir julle een baie eenvoudige gebed vandag. En ek gaan afsluit met dit, Romeine 15 vers 13. En mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. As jy vandag mismoedig voel, as jy vandag nie 'n uitkoms sien nie, as jy vandag voel jy dra die wêreld se las op jou skouers, gaan net na vers 13 toe, want God sal vir jou vul met sy Heilige Gees. Hy gaan vir jou blydskap gee, hy gaan vir jou vrede gee, hy gaan vir jou krag gee, wat menslike verstand te bowe sal gaan. En dit kom nie uit ons uit nie. Dit kom net van God af. Ek pleit by julle vandag. Sit jou probleme in God se hande en los dit in sy hande. Vertrou net op die Here. En die Here se uitkoms, al moet ons soos Paulus, as 'n gevangene uitkom waar ons moet uitkom. Jy gaan uitkom waar God wil hê jy moet uitkom. Jy gaan partymal 'n bietjie grondpad moet loop om uit te kom. Jy gaan partymal 'n paar stampe en stote moet vat in die proses. Dit sal nooit verniet wees nie. Ek beloof jou, elke foutjie wat jy maak is by God bekend. Elke tekortkoming wat jy het is by God bekend. Elke stamp en stoot wat jy gaan kry is by God bekend, maar ek beloof julle, hy kan dit gebruik tot sy voordeel. Hy kan dit gebruik tot jou voordeel. Jou stampe en stote is dalk die bemoediging wat iemand anders eendag nodig het. Maar jy kan sê ek was daar en ek is daardeur, want God het my daardeur gekry. Sluit asseblief met die oë. Liewe Here, baie dankie vir die kosbare boodskap vandag. As ons hierso kyk, ons planne is nie u planne nie. Maar God, u planne is perfek. Here, ek vra asseblief dat ons vandag in die eerste plek 'n plek van genade sal wees, dat ons mekaar sal begin liefkry, vir mekaar sal begin omgee met geduld en met deernis. Dat ons mekaar nader aan u sal kry en nie sal wegdryf nie, maar Here, dat ons ook dan sal besef, wat ook al die uitkoms is, sal perfek wees, want dit is in u wil. Dat ons in u sal berus, liewe Here, dat ons nie ons vrede en ons vreugde en ons blydskap in hierdie wêreld en die wêreldse dinge sal gaan soek nie, maar dat ons in u woord sal gaan soek. Here, ek wil vir u baie dankie sê vir die God wat u vir ons is, en dankie dat ons kan sien al van die Ou Testament af. U planne het ons altyd ingesluit, want u planne was nog altyd perfek gewees. Here, ek dank u vandag vir die God wat u vir ons is, en dankie dat ek weet, soos ek weet, u lewe, u is met ons, en u Gees is binne in ons, en dit is wat ons versterk, en wat vir ons hoop gee en krag gee vir die dag van môre. Here, mag ons nooit roem op ons eie werke nie. Mag ons nooit roem dat ons dink ons is oulik nie. Here, maar sal die eer altyd na u toe kom. Sal ons altyd die fokus terugsit op u, as ons gaan evangeliseer vir mense gaan vertel, dis nie ek wat goed is nie, maar die God wat ek dien, dis hy wat goed is. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees, bly en sy met elkeen van julle. In Jesus naam alleen, amen en amen. Ek gaan so lank vir ons Ben vra om vorentoe kom, ek gaan vir Okkie vra om vir my hier te kom staan, hy wil gou met julle gesels as ek klaar is. Waar is Okkie? Daar is hy. So 'n paar afkondigings. Die eerste ding wat ek gou vir julle wil sê.